Goeiedag, ek is Bianca en ek is saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag kyk ons na Numeri 3. As ons terugkyk na Levitikus 10, word ons herinner aan Nadab en Abihu wat onder God se oordeel gesterf het. Daar word nog baie keer in die Bybel na hulle dood verwys. Die herhaling hiervan toon aan dat God nie wou hê dat die gebeurtenis vergeet moes word nie. Ons sien dan in Numeri 3 vers 4 dat Aaron se ander seuns, Eleazar en Itamar, die was wat saam met Aaron die priesterwerk moes doen. Vanaf vers 5 is die stam van Levi aangewys om die behoeftes van Aaron en die priesters te dien, die behoeftes van die volk te dien en die behoeftes van die tabernakel te versorg. Hulle het ook die verantwoordelikheid gehad om die volk van God se woord te leer. Deuteronomium 24 vers 8 stel dit duidelik. Ek lees. Neem jou in ag by die plaag van melaatsheid om baie noukeurig te handel volgens alles wat die Levitiese priesters julle sal leer, soos ek hulle beveel het. Moet julle dit sorgvuldig hou. Die manier waarop die Leviete gedien het, kan ons vandag as voorbeeld gebruik. Die Leviete het gedien as 'n daad van opofferende oorgawe aan God. Die stam van Levi is as 'n volkome offergawe toegewy aan die Here. Hulle het nie meer aan hulle self behoort nie, maar aan God. In vers 10 staan daar dat die onbevoegde wat naderkom, doodgemaak moes word. Die onbevoegde kan selfs verwys na 'n Leviet wat afgunstig geraak het en die werk van die priesters wou verrig. Die woorde in hierdie vers kry besonderse betekenis wanneer dit volg op die herinnering van die dood van Aaron se seuns wat ons in Levitikus 10 gesien het. Dit bewys ook weer eens dat indien daar teen God se orde en bevele gegaan word, dit as sondig beskou word en daarom gestraf moet word. Wanneer ons verder lees, sien ons dat God 'n besonderse aanspraak op die eerstegeborenes van Israel gehad het. Interessant genoeg was Levi nie die eerstegeborene onder sy broers nie. Tog het God die Leviete as sy eie uitverkies en hulle beskou as 'n plaasvervanger van die eerstegeborenes van die volk. Wanneer daar verder gelees word in Numeri 3, sien ons waar elke groep van die Leviete gewoon het, as ook die werk wat hulle moes verrig het. Hierdie hoofstuk herinner ons aan God se orde en dat dit beteken dat verskillende mense verskillende verantwoordelikhede het. Elke Levitiese familiegroep het 'n spesifieke roeping gehad. Niemand kon alleen alles gedoen het nie. God het hulle van mekaar afhanklik gemaak. Net so is ons van mekaar afhanklik as die liggaam van God. Mag ons vandag onthou dat God ons elkeen gekies het om verskillende werke te doen en dat ons as sy liggaam afhanklik is van mekaar om dit saam tot eer van sy naam te doen. Mag jy 'n geseënde dag verder hê.